Na 'n besonderse mooi sonsondergang soos gesien vanuit die Tafelberg 'n webkamera, het mistige toestande vinnig versprei allangs die Weskus en die moederstad en het nog meer digte mis deur die loop van die dag versprei oor dele van die Weskaap en dit bly mistig oornag tot Woensdagoggend, so hier is jou voorspelling. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Dit gaan nie net mistig wees oor die Weskus en in Kaapstad nie, maar ons verwag ook digte mis oornag tot Woensdagoggend hier in dele van die Weskaap, die Suidkus, miskolle in die Karoo, die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en allangs die oostelike platoe. En dan vroeg die oggend kan ligdryp voorkom hier in dele van die Karoo, in die omgewing van Appington, asook daar die suidelike Drakensberge en Lesotho. Later gaan dit meestal sonnig wees oor die binneland, maar ons het hierdie hoëdrukstelsel wat meestal wolke en hier en daar 'n ligte reënbui sal instoot vir KwaZulu-Natal se noordelike kus en die laafveld van Limpopo. En dit raak gedeeltelik bewolk in die noordooste met heelwat hoëvlakwolke wat sal beweeg oor die weste voor 'n sterker koufront wat teen laat donderdag die suidweskus sal tref en 'n reënbui versprei oor die suidweste. Hy word gejaag deur 'n tweede front so vroeg Vrydagoggend 'n swaar reënbui moontlik in plekke, maar hy gaan vinnig wegbeweeg met die tweede front wat ook maar vinnig verswak en net ligte reënbui deur die loop van Vrydag sal veroorsaak allangs die suidkus, maar meestal droog oor die res van Suid-Afrika. Ligte winde Woensdagoggend en dit is hoekom ons mistige toestande veroorsaak omdat dit so rustig is die oggend. Later gaan 'n noordoostewind optel hier allangs die ooskus en hy gaan ook winderig begin waai hier in dele van Namakwaland en dit gaan nou bergwindtoestande veroorsaak vir die omgewing, so ons gaan later sien dit gaan bo-gemiddeld warm wees vir die tyd van die jaar in daai omgewing. Dan teen donderdag voor daai front gaan sterk noord-noordwestewinde waai allangs die Weskus en 'n noordewind gaan ook fris begin waai oor die sentrale gebiede van Suid-Afrika, so 'n winderige dag vir groot gedeeltes van die land. Soos daai tweede front die eerste een jaag gaan 'n sterk westewind met onstuimige see versprei allangs die suidkus. Hy gaan ook optel hier oor die suide met 'n sterk rukwinde teen tye en 'n matige noordweste briesie wat gaan waai teen tye in die ooste. Yskou begin aan jou Woensdagoggend vir Suid-Afrika met ligte rypende plekke in die Karoo en daar in die Oos-Kaap en minimum temperature net so rondom 5 grade die oggend vir die Vrystaat. Dan teen die middag is dit steeds koelerig in die blou skakering met maksimum temperature wat nie 20 bereik nie, so rondom 20 vir Gauteng, middel 20s vir die Laagveld en KwaZulu-Natal se kus, maar nou hier in die Weskus en dele van Namakwa se kus gaan dit heelwat warmer wees as gevolg van daai bergwinde soos genoem met 29 in Alexander Bay en 28 in Vredendal. Dan gaan dit weer 'n koue donderdagoggend wees vir Suid-Afrika met minimum temperature wat vinnig gaan daal oornag. Net 'n laag van so 3 in die omgewing van Sutherland, 'n 4 in die omgewing van Bloemfontein en 'n Bethlehem en die oggend so 9 in Johannesburg. Teen donderdagmiddag is dit heelwat kouer hier in die suidweste soos 'n koufront reën bring vir die Weskaap. Is steeds koelerig in die blou skakering, maar nou weer lekker warm daar in die Laagveld en die kus van KwaZulu-Natal. Vrydag gaan nou tweede koufront nog kouer weer versprei oor Suid-Afrika. Vroeg die oggend kan ons sien gaan dit koud wees daar in die Karoo met ligteryp naby aan Sutherland. 'n Minimum temperatuur van net so 11 in Woester. Dit gaan ook nie heelwat warmer raak die middag nie met net so 16 grade, net 9 in Sutherland. Dit is nogals yskoud hier in die blou skakering in dele van die Karoo en die Oos-Kaap as gevolg van daai tweede koufront. Maar ons kan duidelik sien dit gaan lekker baie warm wees in die Laagveld en die Kruger Nasionale Park en die 30 in Skukuza. Wel, dis al van my af onder mooi weer. Geniet die res van jou week.